Hallo julle, ek weet nie as dit met julle ook so is nie, maar met my party weke voel ek is soos climbing Mount Everest, conquering, hustling, business, mama, jy weet mos nou alles, studies, die ding, daai ding, dan jy het alles gedoen en jy het goed gedoen en jy het regtig soos everything you've done it. Out of the grace of God en met God se hulp, because apart from him we can't do nothing. Maar dan is daar daar wat jy voel soos ek is soos gestrede. Ek kan nie eens hierdie e-mail stuur nie. Soos ek kort die krag letterlik om hierdie e-mail uit te tik, want dit is hoe moeg ek voel en hoe incapable ek op hierdie oomblik voel. En dan sê ek soos, okay, ek het nog hierdie dag voor my wat speel Emma. Ek het hierdie dag voor my wat ek nog soos meetings, ek moet viewings en ek moet bruides en ek moet 'n setup van 'n troue doen en die kinders en so ek wil maar op hierdie oomblik gee my net die krag om hierdie e-mail te tik. En so rely ons op God en dis wat God wil hê ons moet wees. Hy wil hê ons moet op hom vertrou. Hy wil hê ons moet op sy krag vertrou om hom staat te maak op hom. Want op die ou einde van die dag, John 15 vers 5, apart from him I can do nothing. He is the vine, we are the branches. En wanneer ons in hom bly, dan kry ons die krag. Dan gee hy vir ons daai deursittingsvermoë om deur te druk, om dan ek tik hierdie e-mail en wanneer ek klaar is, daar's ietsie daar agter die boom en ek het 'n klein mannetjie daar agter die boom. Kyk, nee man, dis nie 'n mannetjie nie, daai is 'n tarantaal. So dan begin ek staat te maak op die Here vir alles. Soos jy raak so reliable on God and he wants to be part of our lives. Hy wil hê ons moet staat maak op hom net om 'n e-mail te tik, net om 'n boodskap uit te gee, net om 'n oproep te maak. Hy wil so deel wees van ons lewens. En so dis 'n wonderlike plek om te wees. Maar wat nog wonderlik is, wanneer ons in daai oomblikke is en sê Here, reveal yourself to me. Jy wil hê God moet deel wees van elke oomblik van jou dag. Nou te staan ek by die venue en hierdie sparrows vlieg so rondom my en ek soos wow, en dadelik gaan soek ek op wat is die betekenis van sparrows in die Bybel, want God is deel van alles rondom ons in die natuur. Alles wat deur God geskape is, het uit hom uitgekom, so dis deel van hom. Hy het homself introduce in die begin as a tree of life. Hy is die lewe, hy is the tree of life, so hy is in die bome, hy is in die natuur. Hy is so oral, so groen, so lewendig rondom ons. Hy gee lewe. As ons ietsie daar. Ietsie weg. Ek sien my liefie. So wanneer ons na die water luister, hy is die lewendige water. Ons kan hom experience in elke liewe ding rondom ons in die natuur, want dit is deel van hom. Die voeltjies. Hy sê ons hoef nie te bekommerd te wees oor môre nie. Môre gaan vir homself sorg. En dis hoe hy praat met ons in die natuur. Deur hom, wat dis 'n extension van hom, bless you. So ons maak ons oop en ons kyk hoe God met ons praat rondom ons. Lily Grace love het om vir my veertjies te bring. Ja, en dan elke keer as ek sê, okay, en toe sê die een se vliegtuig, toe sê die een vriendin vir my, gaan kyk wat beteken veertjies in die Bybel. En die vere is God in Psalm sê hy, he will cover you with his wings. So dis amazing, elke keer wanneer hy nou vir my 'n veertjie bring, dan ervaar ek vir God in my lewe, dan dink ek aan God. En dit is wonderlik om te weet hoe die Here rondom, hy is alteenwoordig. Julle is nou 'n bietjie senuweeagtig want Emma het nou die dag 'n slangetjie hierso doodgebyt. So die Here is oral rondom ons. Hy is alteenwoordig en hy voorsien vir ons en hy's deel van ons en hy gee vir ons krag, hy gee vir ons deursettingsvermoë. Hy voorsien vir ons en hy gee vir ons genoeg net om hierdie oomblik hierdie e-mail te stuur, net om hierdie oomblik hierdie ding te doen wat nou voor my lê. En dan kan ons die volgende ding aanpak en die volgende ding aanpak. Maar ons fokus net op hom, net op vandag en deur sy genade en sy liefde stuur hy vir jou engele, stuur hy vir jou veertjies, stuur hy vir jou hoop en voeltjies. So maak jou oë oop en vra vir die Here vandag om vir jou te wys waar hy is, wys wat hy vir jou wil doen, wys hoe teenwoordig hy is. Sien hom. Maak net jou oë oop en kyk rondom jou en jy sal hom sien, want hy's deel van die natuur. Dit is deel van hom. Hy het gepraat en dit lewendig geraak. God is daar vir ons en party dae wanneer ons als by mekaar het, is dit great. Ons doen dit anyway uit sy genade uit, maar party dae gaan dit voel asof jy letterlik nie eens hierdie gesprek kan voer nie of hierdie kos kan maak vir aandete nie. Laat die Here daai kos maak vir jou. Okay. Ek sien Emma speel net met grassies.
Hy mag nie nou weer sien. Julle moet 'n geseënde dag hê. Bye. Sê bye.